Môre graad 10, ons doen vandag weerstand. Gebruik van resistors, geleidingsvermoë, hoe maklik 'n materiaal soos koper 'n lading toelaat om deur dit te beweeg. Geleiers, alle geleiers word effens warm wanneer elektriese lading deur hulle beweeg. Daar is geen stof wat 'n volmaakte geleier is nie. Alle geleiers het 'n mate van weerstand teen die vloei van 'n elektriese lading wat daardeur vloei. Weerstand. Party elektriese komponente soos koperverbindingsdrade laat ladings maklik deur hulle vloei. Party van die elektrone in die koperatome beweeg vry tussen die atome in die metaal. Koperverbindingsdraad het 'n baie lae weerstand en as die stroom nie te groot is nie, word dit nie baie warm nie. Hier het ek maar nou vir jou geteken, die elektrone is dan net die perskolletjies en dan die koperatome is die blou kolletjies. So die elektrone beweeg dan vry rond tussen die koperatome. Weerstand. Ander komponente soos die gloeidraad van 'n gloeilamp het nie sulke los elektrone nie. Hulle laat nie toe dat die ladings maklik deur hulle beweeg nie. Hulle het 'n hoë weerstand en het 'n baie hoë stroomspanning nodig om dieselfde stroom te voorsien. Weerstand word in ohm gemeet. Faktore wat die weerstand van 'n stroombaan affekteer. Daar's 4 faktore, dis die soort geleier. Nou koper is 'n goeie geleier van elektriese stroom. Die lengte van die geleier, hoe langer die drade, dan bied dit meer weerstand as wat 'n korter geleier is. Die dikte van die geleier, dun drade bied meer weerstand as dikker drade. Temperatuur van die geleier, warmer geleiers bied meer weerstand as koue geleiers. So as jy enigstens met stroombane werk, moet jy die temperatuur vinnig neem, want die drade, die geleidrade word warm en dan gaan jou lesings nie reg wees op jou voltmeter en ammeter nie. Vergelyk weerstand. Weerstand is die teenstand en die vloei van die stroom. Dis jou definisie wat jy baie goed moet ken. Weerstand is hoeveel 'n resistor die vloei van die stroom bemoeilik. As jy 'n gloeilamp of lig aansit in die aand en jy sien daardie gloeilamp brand, beteken dit eintlik hy's 'n resistor, want hy sukkel om die stroom daardeur te laat vloei en nou raak dit warm, die filament, en nou dis hoekom hy dan lig en hitte afgee. So dit maak dit die stroom moeilik om daardeur te beweeg. Met 'n voltmeterlesing van 4,5 volt is die volgende moontlik. Die stroomgrootte die stroom gaan groter wees in die stroombaan met 'n lae weerstand. So as jy net een weerstandjie het en dan gaan jy 'n groter stroom hê, of 'n gloeilampie kan ook as 'n weerstand gesien word. Vir die volgende, die stroom gaan kleiner wees in die stroombaan met 'n hoër weerstand. Ek het dan net meer weerstandjies in die stroombaantjie aangedui, daarom gaan die ammeterlesing maar die stroom weer dan kleiner wees. Verstelbare resistor of 'n rheostaat is die ander naam daarvoor. 'n Aantal elektriese toestelle gebruik resistors wat verander kan word om die stroom deur die toestel te kan beheer. Volumebeheer van party radio's, klankstelsels en ook TV. So of jy jou radio harder of sagter stel, is dit 'n rheostaat wat jy gebruik.
speelstokbeheer van videospeletjies, dit is dan nou maar jou videospeletjies se remote, kan 'n mens nou maar sê, wat jy ook gebruik 'n rheostaat in. Verdofskakelaar van ligte in die huis, beheer die stroom deur die gloeilamp. Dit is die gloeilampe wat helder en dowwer gedraai word. En as die weerstand hoog gestel is die stroom laag en is die lig dof. Hier is 'n paar stroombaankomponente wat ons vir weerstand, of wat weerstand is. Hierdie weerstand is dan net 'n gewone blokkie met 'n R in. Gloeilamp is 'n kruisie, 'n sirkel met 'n kruis in, en verstelbare weerstand het dan ook met die streep deur, wat wys dat hy kan verstel. 1 ohm is gelyk aan 1 volt per 1 ampere. So as jy gaan kyk na die vergelyking, R is gelyk aan V gedeel deur I, kan jy sien waar die volt per ampere vandaan kom, omdat volt potentiaalverskil in volt gemeet word en stroom in ampere. En dan weer eens, dan sal jy sien dat dit baie belangrik is dat jy wel weet dat weerstand word in ohm gemeet. Weerstand, as jy weerstand moet uitwerk, en dan gee vir jou sommetjies oor weerstand, is dit V is gelyk aan I maal R, waar V spanning of potentiaalverskil is, en dit word gemeet in volt. I is stroomsterkte, en dit word gemeet in ampere, en R is weerstand, en dit word gemeet in ohm, en dit is dan ohm se teken. Die verduideliking van die sommetjies bepaal die weerstand van 'n stuk draad indien 'n potentiaalverskil van 20 volt oor die draad van 4 ampere stroom aanleiding gee, dan gaan jy die weerstand moet bepaal, so R is gelyk aan V gedeel deur I. 20 is die potentiaalverskil en die stroomsterkte is 4 ampere, en dan as jy dit sal uitwerk, gee dit vir jou 5 ohm. Nommer 2, 'n elektriese gloeilamp is aan 'n 220 volt kragpunt verbind. Die weerstand van die gloeilamp is 400 ohm. Bereken die stroom in die gloeidraad van die gloeilamp. So as jy dan die stroom moet uitwerk, moet jy weet stroom se afkorting is I. I is gelyk aan V gedeel deur R. V is aan potentiaalverskil en hulle gee vir jou 220 volt. Die weerstand is dan 400 ohm en dit gee dan vir 0,55 ampere. Onthou weer eens, jy moet eers die formule skryf, dan moet jy die getalletjies vervang, dan moet jy die antwoord uitwerk met 'n eenheid, asseblief, elke som het dit so. Watter potentiaalverskil word benodig om 'n stroom van 4,5 ampere deur 'n resistor van 30 ohm te veroorsaak? So jy gaan potentiaalverskil moet uitwerk, so V is gelyk aan I maal R, 4,5 ampere maal met 30 ohm, en dit gee dan vir jou 135 volt. Goed, hierdie is dan huiswerksommetjies wat jy kan doen met die formule V is gelyk aan I maal R. Gebruik jou driehoekie, kyk wat vra hulle, hou die enetjie toe wat hulle vra, en dit wat dan oorbly, dit is wat jy skryf. As een bo is en een onder, hou dit so as 'n deelsom. Moenie aan die formule verander nie. 'n voltmeter wat oor 'n 8 ohm resistor verbind is, toon 'n lesing van 12 volt. Bereken die stroomsterkte deur die resistor. In hierdie geval moet jy stroom uitwerk, so jy gaan sê I is gelyk aan V gedeel deur R. En dan vervang jy die getalletjies en dan skryf jy die antwoord en die eenheid neer. 'n Elektriese braaipan word aan 'n 220 volt kragbron verbind. Indien die stroomsterkte deur die element van die braaipan 12 ampere is, bereken die weerstand van die element. So in hierdie geval moet jy weerstand uitwerk, so dit beteken jy moet R uitwerk. So jy gaan sê R is gelyk aan V gedeel deur I. Vervang die getalletjies, werk die som uit en onthou om te gaan kyk wat is weerstand se eenheid. Wat is die grootte van die voltmeterlesing wat oor 'n resistor met 'n weerstand van 46 ohm geskakel is, terwyl die stroombaan 5 ampere is?
So wat is die grootte van die voltmeterlesing? So jy moet V uitwerk, so V is gelyk aan I maal R, dan vervang jy die getalletjies en jy werk dit uit en onthou die eenheid van elkeen van hierdie somme moet jy ook gaan opsoek. Stroom is omgekeerd eweredig aan weerstand. Die vergelyking I is gelyk aan V gedeel deur R toon dat dieselfde spanning, die stroom in die battery en die stroombaan omgekeerd eweredig is aan die weerstand van die stroombaan. As die stroom kleiner is, word die weerstand meer. Jy kan dan ook kyk na die uitgewerkte voorbeeld wat op bladsy 169 is. Huiswerk is op bladsy 169, nommer 1 tot 5. Onthou om jou PhET simulation af te laai op jou rekenaar of jou selfoon. Vir die volgende les gaan jy dit nou nodig kry. Kyk na die video's van Hillerhout oor die elektriese stroombane. Onthou om jou taak te doen vir punte. Jy het 'n week om dit klaar te maak. Die skyfie hierna gaan dan net vir jou die werk merk wat jy die vorige periode moes gedoen het en die wat jy in die handboek moes gedoen het, moet jy dan net vir my laat weet as jy daar is, sodat ek dan net vir julle die antwoorde kan stuur. Dankie graad 10, lekker merk en lekker werk. Huiswerk, Q is gelyk aan I maal T. As jy 4,5 coulomblading beweeg verby 'n punt in 'n stroombaan, as daar 'n stroom van 3 ampere vloei, hoe lank neem dit die stroom om verby te beweeg? So jy moet uitwerk hoe lank, so dit beteken die tyd. So jy gaan sê T is gelyk aan Q gedeel deur I, 4,5 coulomb gedeel deur 3 ampere en dit gee dan vir jou 1,5 sekondes. Watter stroom vloei deur die stroombaan van 'n sakrekenaar as 120 coulomb lading van 4 minute? In 4 minute by 'n punt in 'n stroombaan beweeg. As jy 4 minute het, moet jy die minute eers na sekondes toe vat. So jy gaan in die wolkie sê 4 minute maal met 60 en dit gee vir jou 240 sekondes. Jy moet die stroom uitwerk want hulle vra watter stroom. So I is gelyk aan Q gedeel deur T. 120 coulomb gedeel deur 240 sekondes en dit gee dan vir jou 0,5 ampere. 'n Stroom van 0,1 ampere beweeg deur 'n radiose stroombaan in 5 minute. Hoeveel lading beweeg verby 'n punt in die radiose stroombaan? So jy moet dan die lading gaan uitwerk. So Q is gelyk aan I maal T. Hulle gee vir jou die stroom is 0,1 ampere en hulle sê die tyd is dan 5 minute. So in die wolkie moet jy eers die minute na sekondes toe vat. So jy gaan sê 5 minute maal met 60 sekondes en dit gee dan vir jou 300 sekondes. So 0,1 maal met 300 is dan 30 coulomb.